Goeienaand broers en susters, ek groet julle weer in daardie wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons is so dankbaar om in sy teenwoordigheid te wees en net sy woord te hoor, net om te weet, hy is die lewe, hy is die een wat ons na strewe. En ons is dankbaar om sy woord na julle toe te bring vanaand, maak nie saak hoe eenvoudig of in die simplicity wat ons dit kan bring nie, maar ons wil dit na julle toe bring, dat die Here julle kan aanraak, dat die Here julle kan versterk, dat die Here julle kan ophef na hemelse plekke toe, want dis waar ons wil wees broers en susters, ons wil in sy teenwoordigheid wees, want ons weet wanneer ons in sy teenwoordigheid is, dan weet ons daar's vreugde, daar's liefde, daar's genade, daar's daai saligheid wat hy vir ons gee, en dis waartoe ons wil strewe, en terwyl ons besig is om te arbeid ons vir julle siele, ons arbeid vir die siele daar buite, vir die sondaar, en ons bid en glo dat die Here hierdie boodskapie sal vat, en daardie sondaar wat daar buite is, dat hy dit sal hoor, dat dit sy hart sal sag maak, om te besef, dat daar 'n groter plan is, dat daar 'n groot God is, wat sy siel soek, maar hy moet daardie besluit neem. Die duiwel, ons weet die duiwel, hy's maar besig, hy's 'n brullende leeu, hy gaan van hierdie plek na daai plek toe, hy brul en hy wil vernietig, maar ons God is 'n oorwinnaar, hy het 2000 jaar vir ons gesterwe op daardie kruis, en hy het gesê, dit is complete, dit is gedoen, en ons is so dankbaar dat die Here vir ons die oorwinning gegee het, en dat ons hom kan loof en prys vanaand, broers en susters, want dis waarvoor ons hier is om hom te loof en te prys, om na sy woord toe te hardloop, om na sy voete te hardloop, en om net te aanbid en te vra, Here, wees ons genadig vanaand, ewen soos ons die woord van lewe gaan bring na julle toe vanaand, dat dit julle sal inspireer en dat dit julle sal versterk, veral vir die pad wat vir ons voorlê, broers en susters, want ons weet dis maar donker daar buite, die wêreld is de mekaar, 'n mens weet nie eers of daar 'n môre gaan wees nie, so de mekaar is dit, maar een ding wat ons weet, dat God daar is, en wanneer hierdie liggaam sal vernietig word, is daar 'n nuwe liggaam wat vir ons wag. Dit is 'n belofte, en is 'n belofte wat jy kan vashou met alles wat binne in jou is. So dierbare broers en susters, ons wil vanaand vir julle 'n klein boodskapie bring, my siel dors na God, na die lewende God. Daar's 'n lewende God wat ons kan aanbid, broers en susters, en ons wil daardie lewende God aan julle voorstel weer vanaand, dat julle dit net kan indring in julle siele, om te weet, dat daar 'n dorsheid is vir die lewende God. En as jy jou Bybel by jou het, kan jy jou Bybel oopmaak in Psalms 42, ons gaan net daar 'n klein stukkie lees in Psalm, en jy kan sê, is die Psalms geïnspireerd? Broers en susters, die Here werk in liedjies, en hy werk in die natuur, hy werk in sy woord. Dit is so wonderlik om te weet dat, jy weet, die Here het self gesê, het julle nie gelees wat Dawid in die Psalms gesê het nie? En ewen waar die Here op die kruis gehang het, was daar van skrifte in Psalms wat tot vervulling gekom het. En so is ons dankbaar dat God se woord, maak nie saak of dit liedjies of wat hy gesê het nie, alles is geïnspireerd, en jy kan alles met vashou in jou hart, om te weet dat dit die waarheid is, en dat die Here dit sal tot vervulling bring. Maar ons wil vanaand lees in Psalms 42 van vers 1 tot 3, en God se woord sê vir ons, vir die musiekleier, 'n onderwysing van die kinders van Korah, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? So 'n mooi skrif, broers en susters, ons siel dors na God, na 'n lewende God, en ons wil vir julle wys dat daar 'n lewende God vanaand is, en as jy dors is vir daardie water, wil ons vir jou wys, dat jy kan van daardie water vat, jy kan van daai water drink, en ewige lewe in jou siel kry. Maar voor ons begin, laat ons net ons oë sluit en ons harte buig na die grond waar ons vandaan kom, en dat ons net die Here hierso net vir hom vra dat hy in ons midde sal wees, en dat hy ons harte sal seën, en ons arbeid wat ons probeer doen, dat hy dit sal seën, en dat hy die kinders van die Here sal seën met so 'n belofte na 'n lewende God. O dierbare hemelse Vader, Here Jesus, ons sê dankie, Here. Dankie vir U genade en liefde, Here. Dankie vir U woord, Here, wat U uitgespreek het in Dawid. Here Jesus, waar hy ook in benoudheid was, Here, en waar hy hierdie Psalm geskryf het, Here, en hy sê soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag ons hart na U toe, Here.
Ons wil ons siele is dors vir 'n lewende God, Here. 'n Lewende God wat teenwoordig is in 2026, Here. U woord sê dat U dieselfde gister, vandag en altyd is. U is in ons midde, Vader. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat U ons asseblief sal help, dat U ons sal inspireer, Here Jesus, dat U die woorde op ons lippe sal spreek, dat U kinders sal aanraak, Here, dat U hulle sal versterk in hierdie dag wat ons in lewe, Here, wanneer hulle dalk by die huis sit, of by die skool, of waar ook hulle mag, by die werk, en hulle luister dalk na hierdie video, wat op sosiale media sal wees, Here Jesus, ons bid en vra, Here, dat U 'n spesiale salwing oor hulle sal plaas, dat dit hulle harte so sal anoint, so sal salf, Here Jesus, dat hulle sal gaan kyk na die woord van God, om te sien, dat hy lewe nog steeds vandag, 2000 jaar terug het hy op 'n kruis gehang, maar hy is vandag in ons midde deur die Heilige Gees. En so bid ons en vra ons, Here Jesus, dat U kinders sal seën in Suid-Afrika, maar nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, Here, want ons weet U bruid is reg oor die wêreld. Ons bid vir elke gemeente wat die Here aanroep, dat U hulle sal versterk in hierdie donker tyd, Here. Ons weet dat daar 'n geveg is teen vlees en teen gees, Here Jesus. Daar's 'n geveg tussen U en die Satan, die duiwel, Here. Maar ons weet, Here Jesus, U het oorwin, want U het gesê, dit is klaar gedoen. U het vir ons gewys dat U die oorwinnaar is, oor die dood, oor die lewe, oor al hierdie sondes, oor al hierdie ongeloof wat ons deurgaan. U was die oorwinnaar. En dankie, Here, dat U ons oorwinning gegee het, en dat ons kan glo en vertrou in U woord. Gaan asseblief saam met ons, Here Jesus, wees met my as die spreker, Here, help my, Here, salf my met U Heilige Gees, dat U my gedagtes en my woorde sal, dat U dit sal uitspreek, Here, en dat U kinders sal aanraak in 'n spesiale manier. Ons nooi U uit vanaand, Here Jesus, dat U kinders met hulle sal wees, en dat U hulle harte sal brand, dat hulle vuur en vlam sal wees vir die woord van die Here, dat hulle sal uitgaan en kinders maak vir U, Here. Ons glo en vertrou in U, Here, ons is lief vir U, ons prys en ons dien U. Vergewe asseblief al ons sondes, ons ongeloof, Here, en wees met ons vanaand. Ons vra dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, voor ons begin wil ek vir julle net 'n klein storieetjie vertel, dat die sondaar kan besef hoe belangrik dit is om God se woord te aanvaar, en wanneer daar 'n dorsheid in jou siel is, dat jy na die lewende God toe kan gaan. So baie jare terug was daar 'n seentjie wat op 'n waan gesit het, en daar het 'n geweerskoot gegaan, en die perde het geskrik, en hier hardloop die perde na 'n sekere kraans toe. En hierdie sekere ridder op sy perd het gesien wat gebeur het, en hy hardloop agter hierdie waan aan met die perde wat weghardloop, en hy hardloop agter die waan, en hy sien dat daar 'n seentjie daar op daardie waantjie is. En met 'n spoed het hy daar opgekom, en hy het die seentjie gered, hy het sy lewe gered. En toe baie jare later het hierdie selfde seun nou groot geraak, en hy het misdaad gepleeg, hy het die verkeerde pad gekies. En hy het begin drink en gedobbel, en hy het 'n man geskiet, en hy was skuldig bevind in die hof. En die regter het opgestaan en gesê, ek vonnis jou om aan jou nek opgehang te word, dat jou aardse lewe verby is. Dat hy hierdie vonnis nou gekry het, dat hy 'n doodstraf sou nou plaasvind. En hierdie seentjie wat nou groot geword het, hy skrik, en hy hardloop, en hy onderbreek die hofverrigting, en hy hardloop na die regter toe, en hy gaan val op sy knieë daar voor hom, of voor sy voete, en hy sê, regter, kyk na my gesig, ken jy my nie? En die regter het gesê, nee seun, ek ken jou nie. En hy het gesê, onthou dat jy die lewe van 'n sekere klein seentjie, wat baie jare terug, waar hy op 'n wa was, op perde wat weggehardloop het, wat jy gered het. En hy kyk na die seun, hy sê, ek onthou jou. Ek onthou daardie seun. En hierdie seun sê toe vir die regter, jy het my daardie dag gered. Kan jy my nie vandag ook red nie? Toe sê hy, seun, daardie dag was ek jou redder, en vandag is ek jou regter. Vandag is die Here jou verlosser, sondaar. Wanneer jy hierdie boodskap luister, terwyl daar nog genade is die Here jou verlosser, maar môre kan hy dalk jou regter wees. En so moet ons tot daai besef kom, broers en susters, dat ons nie kan kerk speel nie.
Ons moet tot daardie waarheid kom dat God 'n lewende God is en ons moet hom aanbid. En ons moet hom aanvaar vir die genade en liefde wat hy vir ons uitgestort het. Want as ons dit gaan, waar ons nou verder nog in skrifte gaan lees, waar ons gaan sien wat ons met hierdie vlees wat ons teenstrydig is, as ons te veel vir die vlees oorhandig gaan gee, gaan die vlees jou oorvat. Maar ons moet dit onderdruk, dat ons die gees van die Here op ons kan hê, dat ons vir hom kan lewe. En ons sien dat Dawid, hy was baie benoud toe hy hierdie Psalm geskryf het. En dit's partykeer wanneer ons in daardie situasies kom wat die beste uit ons uitkom. Die Here sit ons in partykeer in moeilike omstandighede waar jy finansiëel struikel of jy siek of jy sukkel by die werk of by die skool of wat maak nie saak wat jy deurgaan nie. Partykeer plaas die Here jou en sit so benoudheid en so 'n situasie sodat hy die beste uit jou uit kan uitbring. En ons kan sien, hier kon Dawid, die omstandighede wat hy moes deurgegaan het, en hy begin mediteer op God en oor sy woord, en die situasies wat hy nou deurgegaan het, en die wonderlike ding, broers en susters, as ons nou daai twee, of die derde versie sien, my siel dors na God. So as ons na daardie dorsheid gaan kyk, wat dit beteken, in die Webster praat dit van, dit is 'n pynlike begeerte, 'n pynlike verlange, wanneer jy iets so graag wil hê, dat dit pynlik moet begin word. Hierdie dors, my siel dors na God, dis 'n pynlike begeerte, dat jy na die lewende God na soek. En so ons kan sien, broers en susters, dat God vir jou iets gegee het. Hy het vir jou 'n beheertoring in jou binneste, in jou siel gegee, en hierdie dors, of hierdie beheertoring wat in 'n mens se hart sit, is iets wat God aan hom gegee het, sodat hy hom kan waarsku van sekere begeertes wat hy nodig het. So ons kan sien dat daar twee verskillende dorsheid is. Daar's 'n natuurlike en daar's 'n geestelike dors. Hier sien ons wat Dawid sê, my siel dors na God, na die lewende God. Ons sien dat dit 'n geestelike dorsheid is. En hy soek 'n lewende God, nie 'n God van histories nie. Ons weet dit is wonderlik toe Jesus Christus 2000 jaar terug hier op die aarde was. Dis histories 2000 jaar terug, maar God is vandag lewendig. Ons soek 'n lewende God wat in ons midde is, 'n God wat ons kan aanraak, wat ons kan red, wat ons gesond kan maak, broers en susters. Dis wonderlik wat God vir Abraham gedoen het, vir Isak en Jakob. Dit was wonderlik wat God gedoen het vir Moses en vir Joshua en vir al die profete deur die Ou Testament. Dis wonderlik wat God gedoen het met Oral Roberts of Billy Graham vir Broer Branham. Dit is wonderlik wat die Here vir hulle gedoen het. Maar wat doen God vir jou vandag om te wys dat hy 'n lewende God is? Dors jy na dit, broers en susters? Dors jou siel na dit, dat jy die supernatural, die onmoontlike wil sien? Want God is, hy kan die onmoontlike doen. Het jy genoeg geloof om God te beweeg in sy woord? Of gaan jy maar net kerk toe Sondag en jy gaan kerk toe Woensdag en jy gaan saam met jou ouers kerk toe en jy sit hierso, jy luister vir 'n paar minute en jy gaan maar huis toe en gaan met jou normale lewe aan? Of is daar iets in jou wat 'n dorsheid om te sien, maar Here, ek wil sien hoe dat U woord manifesteer. Ek wil sien hoe die dooies opgewek word. Ek wil sien hoe die siekes gesond gemaak wil word. En wanneer jy self deur 'n ding gaan, dat jy wil sien dat die Here jou die oorwinning gee. Nou vind ons dat God vir jou hierdie beheertoring gegee het om vir jou dinge te wys wat nodig het. Hierdie beheertoring binne in jou is wat jou rig en lei. En hierdie dors kom na die beheertoring toe en wys vir jou wat jy nodig het. Geestelik gesproke is daardie beheertoring in die liggaam en ook in jou siel. Daar is 'n beheertoring in die liggaam wat vir jou wys wat jou liggaam nodig het en dit word dors aan jou bekend gemaak. Daar is ook 'n beheertoring in jou siel wat vir jou wys watter geestelike dinge jy nodig het, iets wat in jou gees nodig het. So daar's 'n dors vir die vleeslike en daar's 'n dors vir die geestelike. Wat se een voer jy die meeste? Want dit wys vir jou van die sekere begeerte wat jy moet nodig het om aan die gang te hou. Soos met 'n normale dorsheid het jy water nodig, jy het kos nodig. Wat se een voed jy? En hierdeur kan jy onderskei wat 'n soort lewe is in jou wat jou beheer. Want as jy te veel vleeslike goeders dors het en vleeslike goeders begeer, weet jy wat 'n lewe is in jou. As jy dinge van die hemel
begeer en na God strewe, dan weet jy wat sy lewe is binne jou. Wanneer jy kan sien wat jou begeertes is, dan kan jy daardeur verstaan wat 'n soort invloed of lewe binne in jou begeertes veroorsaak. Sien, daar's iets waarna jy dors, en die aard van daardie dors kan vir jou in jou siel wys wat 'n begeerte daar is. En ek hoop julle kan dit verstaan, broers en susters, daardie beheertoring in jou siel en in jou liggaam, dis 'n waarskuwingsstelsel wat vir jou wys wat se behoeftes vir jou aandui wat jy nodig het. En wat se begeertes, is dit vir die vlees of vir die siel? En dit hang af, wat se ene gaan jy voed? Wat se een gaan jy voed? Dit is soos die profeet vertel van daai storie van die Indiaan daar in Amerika, jy weet waar hulle converted of na Christus toe, jy weet, en toe paar maande of paar jare later, toe gaan sien hy weer die groot chief Indiaan, en hy vra hoe gaan dit, en jy weet hoe sy lewe, en hoe ondervind hy Christus, en hy sê, daar's 'n swart hond binne my, en daar's 'n wit hond. En broer Branham vra vir hom toe, jy weet, maar nou, wat se een wen? Hy sê, en die chief sê, die een wat ek die meeste voer. So as jy die swart hond, wat die begeertes van die vlees, as jy na daardie goeders gaan voed, gaan daardie hond wen. En as jy die wit hond, wat die geestelike is, as jy hom gaan voed, gaan hy wen. So wat se ene voer jy, want daardie beheerstoring wat binne in jou is, wys vir jou, wat se tipe lewe jy lewe. En wat jou begeerte is, broers en susters, so kan jy sommer vinnig sien, of jy 'n ware Christen is, of jy net maak of jy 'n Christen is. Onthou, God, jy gaan nie vir God blaf nie. God weet die binneste van jou binneste. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy kan sien wat is die begeerte van jou hart. En of jy meer van hom soek, of jy meer van die wêreld soek. Jy weet, dit is soos daai storie van daai plaasboer wat gegaan het, en hy het by 'n sekere boom, het hy 2 eiertjies, of 'n eiertjie gekry van 'n arend, en hy vat daardie eiertjie, en hy gaan sit hom tussen die hoender, jy weet, in die hoenderhok, en jy weet, met tyd het hierdie eiertjie, of hierdie arend, jy weet, was hy gebore, en hy's daar tussen die hoenders, jy weet, en hy kekkel saam met die hoenders daar, want hy sien, jy weet, hier volg, jy weet, al die ander kykens, hardloop agter die hen aan, jy weet, en hier kekkel hy saam. Jy weet, en hy eet wat hulle eet, en hy hop daar rond, maar hy was gebou vir iets groters. Hy was gebou om in die lug rond te vlieg. Hy was oop, maar nou is hy hier vasgevange in hierdie hoenderhok. Maar broers en susters, een dag het daai arend daar bo, sy mamma arend, daar gesweef, en sy het geroep, want sy het geweet, sy het 'n eier, iewers wat sy 'n eier gelê het, waar sy 'n kind het, wat iewers weg is, en sy het geroep, daar was daar's 'n calling, a deep call of to the deep, daar's iets wat daar moet in jou binneste van jou is, wat die Here jou roep, en jy kan daardie stem van sy woord kan jy hoor, en wanneer daardie, jy weet, arend wat daar rond gesweef het, en sy roep, en daardie klein arend daar onder die grond, hoor daardie stem, en soos ons weet dat, jy weet, soos ons skape is van die Here, ons weet sy stem, ons weet wat volgens sy woord, as hy met ons praat, ons ken hom, ons het 'n persoonlike verhouding met hom, en soos daardie arend roep, hoor hy daai stem van daai moeder arend, en hy weet dat hy vir iets groters bedoel is. Hy is nie bedoel om in hierdie varkhok van die wêreld in sonde te lewe nie, hy is 'n seun of 'n dogter van God, dat hy ewig is soos God, en soos hy daai stem hoor, begin hy sien dat hy vlerke het, en hy begin klap en klap. Jy weet waar hierdie hoenders onder in die grond wil bly, maar nee, hy's gebou om te strewe in die hemele. En so wil die duiwel ons probeer, daarso, jy weet, hierdie hoenderkos gee, en ons hier onder vasdruk, en ons sê, nee, jy weet, God se woord is nie meer belangrik nie, God se woord is nie meer waar nie, moenie die hoenderkos eet nie, jy's gebou vir iets groters. Maar broers en susters, as ons na Galasiërs 5 toe gaan, vers 17 tot 21, Paulus wys vir ons, jy weet, die begeerlikhede van die vlees. En so ek wil hierdie skrif gou vir jou lees, en dan gaan ons bietjie deurgou van hierdie eienskappe gaan,
En dan kan jy jouself daarin plaas en sien, is hierdie die vleeslike, begeerlike, daai beheertoring wat in jou is jy op daardie stadium om die vlees te bevredig, of bevredig jy jou siel met God se woord? Maar hierso sê Paulus vir ons in hoofstuk 5, vers 17 tot 21, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar. So hier gaan Paulus nou vir ons verduidelik, hierdie vlees, wat se werke vir ons daar is, naamlik oorspel, hoereery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge. Nou luister mooi wat hierso vir Paulus vir ons sê, broers en susters, en ek wil hê dat jy moet mooi luister, soos wat ek in die begin gesê het, die Here is nou jou verlosser, hy kan jou verlos van hierdie vleeslike dinge, maar as jy jouself gaan laat oorwin deur hierdie goeters, gaan God as jou regter staan. Maar hier sê hy vir ons, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So ons moet so versigtig wees, broers en susters, dat ons hierdie vleeslike dinge wat teenoor die gees die heeltyd veg, dat ons moet besop, dat ons nie in hierdie pad moet afgaan met te veel vleeslike dinge, dat ons nie God se koninkryk eers sal beerwe nie. Maar as ons nou hierdie goeters, na hierdie werke kyk, en ek gaan vir jou 'n sinnetjie lees om hierdie werk vir jou te net bietjie oop te maak, want partykeer kan ons die Bybel lees en ons lees, maar ons dring dit nie in nie, dit gaan dalk oor ons kop en ons kry dalk nie die openbaring daarvan nie, maar ek wil daardie eienskappe vir jou bietjie vinnig lees en ek glo en bid dat die Here jou sal aanraak, dat jy kan besef dat hoe gevaarlik die duiwel is, hoe hy hierdie vlees wil onderdruk, sodat hy jou daar kan vashou, soos daai hoenderhaan, daardie arend wil afdruk, maar jy is gebou vir baie groter, broers en susters. So wat is oorspel? Oorspel is om seksueel ontrou aan jou huweliksmaat te wees. Hoereery, seksuele onsedelikheid en seksuele verhoudings buite God se wil. As ons vandag in die wêreld kyk, hoe verhoudings hierdie een gaan met daai en daai gaan met daai en, dis hoereery, dis oorspel, wanneer jy getroud is en waar God 'n huwelik in plek gestel het, waar jy met jou man en die vrou en die man na die vrou te wees, waar julle, waar God hulle saam geplaas het, maar as jy oorspel en jy gaan na daai en toe en jy's ontrou, hier sê die Here vir jou, daardie persoon sal nie eers in die koninkryk van God kan beerwe nie. Dis 'n ding wat ons moet versigtig wees, broers en susters. Wat beteken onreinheid? Gedagtes, woorde of dade wat moreel en geestelik onrein is. Ons moet bid en glo, vertrou dat die Here ons gedagtes moet beskerm, dat die duiwel jou nie so sal salf met sy eie slegte gedagtes of slegte woorde nie. Ongebondenheid, om sonder selfbeheersing aan verkeerde begeertes en gedrag toe te gee. Afgodery, om iets of iemand belangriker as God te maak en dit in God se plek te stel. So ons weet dat die woord God is 'n voorwerp van aanbidding. So as jy nou enigiets, en veral in vandag se tyd, broers en susters, daardie tyd in die Bybelse tyd het hulle dalk standbeeldjies en goeders gemaak, maar vandag het die duiwel soveel goeders wat voorwerpe of goeders wat hy in plek stel om mense se aandag af te dwaal van God se woord af en hulle aanbid daardie sekere item. Jy kan enige ding, enige voorwerp kan jy aanbid en dit in plek instel, sonder dat jy dit even besef, waar sekere mense sport aanbid, waar hulle sterre aanbid, hulle aanbid hulle kar, hulle aanbid hulle werk, hulle aanbid hulle TV's, hulle aanbid hulle selfone, hulle aanbid hulle vrouens. Jy moet versigtig wees
om net God as jou almagtige, die ene wat groot is en wat in beheer is, en God in plek te stel, die ons Here Jesus Christus, as ons die enigste ene wat ons kan aanbid. Moenie 'n sekere ding in voor as afgod voor God plaas en daardie ding aanbid nie. Towery, om betrokke te raak by okkultiese bonatuurlike praktyke wat teen God is. Vyandskap, om haat en vyandskap of voortdurende stryd teenoor ander te koester. En so moet ons 'n liefdevolle persoon wees, broers en susters. Moenie daardie ou natuur wat binne jou is, wat jy wil fight teen hierdie persoon of teen daai nie. God het ons gewys om mekaar lief te hê, ewen soos wat hy self op die kruis gehang het en sy teestanders gesê, en hy het vir die Here gebid, sê, Here vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die regte gesindheid, dis die regte gees om te hê, maar nie om te fight en jou vyand sleg te sê nie, of om te haat nie. Dan twis, om voortdurend te stry of argumenteer en konflik te veroorsaak. Wat 'n gees voed jy aan, broers en susters? Jaloersheid, om sleg te voel omdat iemand anders te iets wat jy graag wil hê. Jaloersheid kan jou so afbreek dat jy nie in God se koninkryk kan beerwe nie. En wat gebeur vandag waar die Here sekere mense seën en dan sien jy, maar hierdie persoon of my broer of 'n vriend of iets het 'n mooier kar of 'n mooier huis en 'n mooier dit of dat, en jy begeer dit en jy raak jaloers omdat die Here jou dit nie vir jou gegee het nie. Maar die Here weet wat hy vir die beste wat hy vir jou gegee het, want alles werk ten goeie vir die wat God liefhet. So die Here sal vir jou gee wat jy nodig het op die plek wanneer jy dit nodig het. Toornigheid, om maklik kwaad te word en jou woede teenoor ander uit te leef. Ywer om ander se sukses te staan omdat jy selferkenning of voordeel wil hê. So kan ons sien daardie werke, broers en susters, ons moet dit teestaan. Partyskap, om groepe of kante teen mekaar op te stel of verdeelheid te skep. Ons moet saam staan as broers en susters. Ons moenie teen mekaar teenstry nie. Afguns, om iets wat aan iemand anders te behoort, so sterk te begeer, dat jy dit self wil hê. En hier sien ons oor en oor, broers en susters, ons moenie begeer nie. Wees dankbaar vir wat jy het, vir die kos en klere wat die Here vir jou gegee het. As hy 'n dak oor jou kop gegee het, wees dankbaar. Vir wat se kar jy het, wees dankbaar. Vir die werk wat jy het, wees dankbaar. Wees dankbaar vir alles wat die Here vir jou gegee het. En wanneer jy struikel, wanneer jy sukkel, die Here kan vir jou verlossing en hy kan vir jou voorsiening gee. En dat hy jou uit daardie sekere toestand kan hy jou uithaal en hy kan vir jou die oorwinning gee en dan kan jy alle eer en prys aan hom gee. Hier sê ons weer moord, om doelbewys iemand se lewe te neem. Jesus waarsku ons teen die haat in die hart wat moord kan lê. So daai tyd het mense mekaar doodgemaak ook. Vandag kry dit nog steeds, maar ewen as jy net haat, dan kan jy jou broer in jou hart doodmaak. Ons moet teen dit gaan. Dronkenskap, om alkohol te misbruik totdat jou selfbeheersing gedrag beheer. So jou alkohol kan jou uit die koninkryk van God uithaal. Maar nou kan jy sê, maar nee broer Donald, ek drink net 'n biertjie en 'n kykie rappie op 'n Saterdag. Daardie dronkenskap kan jou verhoed dat jy die koninkryk van God kan beerwe. Jy kan sê, nee, ek drink net 1 biertjie op 'n Saterdag. Maak nie saak nie, broers en susters. Drank is drank. En sodra jy 1 bier in het, begin dit jou selfbeheersing te beheer. En 1 bier raak 2 biere, 2 biere raak 4 biere. En voor jy sien het jy die hele kas uitgedrink. Dronkenskap. Ons moet teen dit veg, want jy voed daardie swart hond. Gaan na die wit hond toe, na God se woord toe. Braasery, om buitesporig en rokeloos aan te eet en te drink en plesier oor te gee. Daar's 3 goeders wat die Here vir ons ook waarsku in Matteus 24 en dis ook, die Engels praat van surfeiting, drunkenness en dan die cares of life, wat ons moet versigtig wees, dat dit nie ons harte oorneem nie, broers en susters, en hierso ook, braasery, om daai buitensporig en roekeloos aan te eet en te drink en plesier oor te gee. Ons moet dankbaar wees wat die Here vir ons gee. En dergelike dinge, dit sluit ander gedrag in wat dieselfde sondige aard het teen God se wil.
Ons moet bid dat God ons kan help, dat ons in sy wil kan wees, en dat ons hom kan loof en prys, en hom die eer kan gee. Verder sê die skrif ons ook in Galeërs 5:24, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So ons moet hierdie vlees goed, hierdie werke van die vyand, moet ons kruisig, broers en susters, ons moet dit kruisig, hierdie vlees moet jy kruisig, want jy behoort aan Christus. Amen. Romeine 8:13 sê vir ons, want as jy na die vlees lewe, so as ons hierdie werke van die vlees, as jy volgens dit lewe, sal jy sterwe. Maar as jy deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. En wil jy lewe, broers en susters, wil jy ewige lewe hê, of wil jy maar net hierso deur die lewe gaan en jy weet jy gaan maar werk toe en jy weet jy's by die huis en jy sorg maar vir familie die beste wat jy kan, maar jy's in hierdie vleeslike dinge en dan sterwe jy om nooit weer te wees nie. Nee. Die Here het jou geroep. Jy's daardie arend. Moenie in daai hoenderhok beland nie. 1 Petrus 2 vers 11 sê vir ons, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En so hier sê Petrus vir ons moet ons onthou van hierdie vleeslike begeertes. Hierdie vleeslike werke wat Paulus vir ons so beskryf het, ons moet teen dit gaan, broer, ons moet teen dit stryd, want dit gaan teen jou vlees. Ons weet ook soos wat Paulus skryf in Romeine 7-21 sê, as ek die goeie wil doen, en dan is kwaad hier by my. Want hierdie vlees is die hele tyd by jou, broers en susters. Hierdie vlees wil die sondige doen, maar jy moet hierdie vlees teenstryd, sodat jy na die Gees kan voer, dat jy na God toe kan strewe, dat jy na hoër plekke toe kan gaan, en nie na die aardse dinge vaskyk, waar die duiwel jou wil probeer vernietig nie. En ons wil die wil van God doen. Jy kan sê maar, broer Donald, jy weet ek is 'n senuweeagtige persoon, ek weet nie altyd wat is die wil van God nie. Kyk net na God se woord, kyk na sy beloftes, kyk wat het hy vir ons gegee, sodat ons dit kan nastrewe. Dan sien jy dat dit God se wil is, dat hy wil jou gesond hê. Dit is God se wil dat jy moet gered word. Dit is God se wil dat hy dat hy vir jou, dat jy sy werke kan doen. Dit is sy wil dat hy vir jou die Heilige Gees kan gee. Maar nee, die duiwel sal vir ons lieg en sê die dae van wonderwerke is verby en God is nie meer daar nie. Nee, dit is die Satan se leuns wat hy vir jou wil vertel, broers en susters. Maar ons moet hom eenkant sit, ons moet hierdie vlees eenkant sit en ons moet strewe na God, na sy woord, na sy wil, dat ons hom kan behaag en deur geloof kan ons hom behaag, broers en susters. En daar is altyd 'n begeerte, 'n dorsheid in mense se lewens. En mense kan sien, ewen jare terug toe, daar nog nie so groot nywerheid en groot goeders was nie, toe daar nog net soos sekere tribes in die bos was, kon jy sien dat hulle 'n sekere gode aanbid het, om te wys dat daar iets in 'n mens is om iets te aanbid. En wat aanbid jy vandag? Aanbid jy die duiwel deur die vlees met sy werke, of aanbid jy God met sy woord, met sy ware woord? Is jy dors om daardie lewende God te ontmoet? Want ons weet, daar's 'n natuurlike en daar's 'n geestelike. Maar wat verlang jy, broers en susters? As ons kyk na die natuurlike, soos wat ons nou sien, dat jy weet, ons mense is dors, as jy nie water gaan drink, jy gaan nie dalk sterwe na 3 dae. Jy kan langer sonder kos lewe as wat jy sonder water kan lewe. Jy het water nodig. So jy moet, as jy nie water gaan drink nie, en jy gaan nie kos eet nie, wat gaan gebeur met hierdie liggaam? Hy gaan sterwe. En so is dit in die geestelike. As jy nie God se woord voed nie, as jy nie God se woord lees en luister, en wat hy vir jou gegee het nie, gaan jou geestelike lewe sterwe, en jy gaan verval in die vleeslike dinge. God het vir ons hierdie, binne ons hierdie beheertoring gegee, sodat ons kan uitroep na hom toe, om te weet dat hy waar is, en dat hy vir jou, soos wat jou liggaam weet, dat hy dors is, of hy is honger, soos ons broers, jy weet, na 'n lang dag of hard gewerk is jy honger, en jy wil 'n groot bord kos eet. Dis daai beheertoring om vir jou te wys, dat ek nou voedsel nodig het, om hierdie liggaam te versterk, en as jy nie voedsel gaan kry, gaan jy swakker en swakker en swakker word, tot jy sterwe. So dit wys jou dat hierdie liggaam,
jy weet, hy roep uit na iets. En die een wat jy hom gaan voer, is die een wat hom gaan oorwin. Maar ons kan sien ook hierso met Psalm waar Dawid vir ons wys van hierdie hert wat na waterstrome toe smag. En so as jy 'n jagter is en jy verstaan die natuur, om te sien, jy weet, waar 'n hert, as hy deur wilde honde of iets gevang is en hulle het hom dalk gehap en hy het 'n stuk vleis af en jy weet, hy's besig om bloed te verloor en jy weet, die adrenaline hardloop en hy weet hy moet by 'n waterstroom uitkom. En soos hy hardloop, broers en susters, jy weet, en hy hardloop, hy weet hy moet na daardie water kom om lewe te kry, want as hy daardie water kan drink, dan kan hy weer versterk word en hy kan aangaan om sy lewe te red. En so hier vat Dawid die inspirasie van hierdie hert wat na waterstrome toe smag. So verduidelik hy nou ook dat ons moet smag na God toe, na die lewende God. Dit is 'n kwessie van lewe en dood. Kom ons net kerk toe om die woord te hoor en dan gaan ons net huis toe? Nee, daar moet so 'n hindernis wees of so jy weet, 'n kwessie van lewe en dood om te weet dat ek wil God ontmoet vanaand. Ek wil God ontmoet in sy teenwoordigheid. Ek wil God ontmoet in sy woord waar hy jou lewe kan verander, broers en susters. Dis 'n geestelike dors waartoe jy moet strewe dat jy na God toe kan vlug. Soos daai hert, soos daardie bok, soos hy water drink. Hy weet hy moet na daardie water toe kom. So die hert dors is of smag na daardie waterstrome, so moet ons dors wees in ons siel na 'n God, 'n lewende God. Amen. En wanneer 'n man of 'n vrou, 'n seun of 'n dogter daardie soort dors na God kry, gaan hy iets vind. Wanneer hy so desperaat is in sy siel om te weet dat as die Here my nie nou aanraak nie, gaan ek hier sterwe. Dat as ek nie nou na God ontmoet en sy teenwoordig, sy gees ontmoet nie, gaan ek sterwe. Moenie halfhartig na God benader en sê, ag, as die Here my dalk sal, jy weet, luister of nee. Kyk wat Dawid sê, dis tussen lewe en dood. Hy gee vir ons daardie vergelyking, daardie inspirasie. En soos wat ons ook kan sien met daardie hert, broers en susters, daardie bok, hy het 'n reeks sintuig wat hom so help om vir hom te wys wanneer daar gevaar is, wanneer hy iets hoor en hy ryk, hy kan dit vir kilometers aanreik dat iemand gaan kom of sy vyand gaan kom. So moet ons ook daardie vyand moet ons besef en weet met die Heilige Gees, as iemand iets teen die woord van God sê, dat dit iets in ons binneste van ons sal wakker maak en sê, maar hierdie is verkeerd, want ons moet teruggaan na God se fondasie toe, ons moet teruggaan na God se woord toe, want ons moet dit met God se woord, moet ons dit toets, want dit is ons fundament. En soos daardie hert sy reeks sintuig gebruik, so moet die Heilige Gees in ons harte, moet ons almal toets. Ons moet nie net almal enige persoon net glo en vertrou nie, broers en susters, want God is in sy woord, God is agter sy woord, wat ook al hy sê, dit sal hy tot vervulling kom. 'n Ware gelowige moet die woord uitlewe. Dit is soos 'n voorbeeld in Esegiel wat die woorde vir ons sê, God het vir hom gesê dat hy hierdie boekrol moet eet. En die gedagte is dat die woord so deel van hom geword het, dat hy dit moet lewe, hy moet dit verkondig, en so moet ons so dors en honger word vir God se woord, dat ons dit moet eet, ons moet hierdie boekrol eet, sodat ons dit kan uitlewe, dat ons dit kan verkondig, om te wys dat Jesus Christus nog steeds lewe, dat hy 'n lewende God is. Maar as ons dit nie voed nie, as ons nie daardie geestelike voeding, daardie beheertoring van die gees voed nie, hoe gaan ons hom verkondig? Hoe gaan ons hom wys dat hy lewe? Want die Heilige Gees en die woord werk saam. Jy kan dit nie onderskei nie, God is in sy woord, hy is sy woord. En wanneer jy iets sien wat verkeerd is, moet dit soos 'n alarm wees, soos daardie reeks sintuig van daardie bok, daardie hert, om te sê iets is verkeerd, en hy sny 'n lyn. As jy voel iets is verkeerd, sny 'n lyn, broers en susters. As ons verder nog kan sien tussen 'n jong man en 'n jong vrou, is daar 'n dors na liefde, wat natuurlik is deel van hulle ouderdom. Wanneer hulle op 'n sekere ouderdom kom, is nie onnatuurlik dat daar 'n liefde tussen hulle ontskep nie, en dat hulle 'n familie wil hê, en dat hulle 'n gesin wil hê, en hulle wil kinders hê. Dit is natuurlik, daar's 'n dors vir dit, daar's 'n dors na liefde toe.
En ons sien met baie vrouens is daar 'n dors na skoonheid toe, dat hulle wil mooi wees vir hulle mans of vir hulle boyfriends, dat hulle daardie skoonheid het, dat God het dit vir hulle gegee. En ons kan sien, dit is net in die menslike ras waar die vrou mooier is as die man. Baie met die natuur, met verskillende diere, is die mannetjie mooier as die vroutjie. Ons kan sien met die koeie en die bul, die ooierd en die bok, die hen en die haan, die wyfie voël en die mannetjie voël. By diere is dit gewoonlik, is die mannetjie die groter en die mooier een. Maar ons kan sien, met mense is die vrou mooier. Is dit anderste. En so moet 'n vrou ook besop, dat daardie begeerte van skoonheid en mooiheid, dat dit nie verdraai moet word na 'n vleeslike rigting toe, dat sy, in plaas waar sy vir 'n man moet mooi wees, dat sy haarself so mooi maak, dat sy ander mans laat begeer nie. Want die woord van God sê vir ons in 1 Timoteus 2-9, dat daar, dat die vrou haar beskeidenheid moet so versier, dat sy 'n Christusagtige gees moet hê. Sy moet na dit strewe, daardie gees en lewe van Christus, dat sy haar beskeie klere en Christusagtige gees moet versier met sagmoedigheid, onderdanigheid aan haar man en soveel meer. Maar as jy daardie begeertes verdraai, broers en susters, of dogters van God, dan is jy besig om die verkeerde ding te doen, waar jy 'n plaasvervanger het, waar jy daardie begeerte bevredig in 'n vleeslike manier, in plaas waar jy dit in 'n geestelike manier moet doen, waar jy moet skoon wees van binne, en vir jou man is jy besig om dit in 'n vleeslike ding doen, en waar dit vir jou baie groter probleme sal veroorsaak. Maar ons kan sien ook hierdie broers en susters, hierdie dors wat binne ons is, kan jy nie sommer bevredig met enigiets anderste nie. Jy kan kerk toe gaan, jy kan 'n lid wees, jy kan jou naam op 'n boek skryf, jy kan doen wat jy wil. Maar dis net God wat daardie dors vir jou kan vul. Dis net hy wat jou daardie ervaring kan gee om te weet dat daardie siel wat natuurlik is om te dors, want God het daardie dors in jou geplaas sodat jy kan dors na hom toe, dat jy kan uitroep na hom toe. En soos wat jy nou moet uitroep na hom toe, kan jy dit nie met iets anders te vul nie. Jy gaan altyd iets voel dat iets is nie reg nie, want God het daai dorsheid in jou gegee sodat jy na hom toe moet strewe en nie net na die vleeslike dinge toe wat jy dink, okay, ek gaan nou 'n beter kar kry, ek gaan 'n beter huis kry, ek gaan 'n beter werk kry. Daardie goed is tydelik, broers en susters. Dis tydelik. Waar jy daar, as jy 'n sekere salaris kry, maar as ek net 'n bietjie meer kry, dan kry jy meer, dan is dit ook, dis ook nie goed genoeg nie. Dan kry jy weer meer. Dis nie goed genoeg nie. O, ek wil hierdie huis hê, ek wil daai huis hê, ek wil daai kar hê, ek wil dit hê, ek wil dat hê. Dit sal jou nooit bevredig nie, broers en susters, want daardie dorsheid is vir God en God alleen, om die ware God te aanbid, wat binne in jou is, want God wil gemeenskap met jou hê, hy wil daar by jou wees, want hy is die ware vriend wat jy nodig het, broers en susters. Hy is die een wat jou sal help, en wanneer jy jou lewe so lewe, waar, jy weet, om met sonde te geniet, dit gaan nie help nie. Dit is, jy weet, soos wat mense sigarette rook, jy weet, daar's 'n stuk wat, die wit gedeelte, en dan's daar 'n filter. En dan dink jy, okay, maar, jy weet, waar mense, jy weet, hulle soek nikotien, en nou begin hulle rook, en toe hulle die filter insit, jy weet, dat jy minder nikotien gaan kry, maar nou gaan jy meer sigarette rook. Maar dit wys jou, broers en susters, dit maak nie saak wat jy, hoe meer verkeerd jy doen nie, of veranderinge wat jy doen nie, en hoe aanvaarbaar dit lyk nie, dit is nog steeds verkeerd. En die Bybel is die ware filter, wat ons moet deurtrek, dat jy dit moet deur hierdie waarheid trek, om te sien, wat ook al jy glo, wat ook al jy doen, wat ook al jy lewe, wat ook al vleeslike goeders wat jy doen, jy moet dit hier deurtrek, maak nie saak of jy net bietjie verander, en jy verander God se woord nie. Jy gaan dit nie deur jou sonde regverdig nie. Jy kan nie die Bybel gebruik om jou sonde te regverdig, jy broers en susters. Die woord wys vir jou wat reg is en wat verkeerd is. En soos wat ons gelees het van hierdie vleeslike werke van hierdie vlees, jy gaan nie daardie vleeslike goeders deur hierdie Bybel deurtrek om te wys dat jou sonde reg is nie. Jou sonde gaan jou uitvang. So God het vir ons daardie begeerte gegee om na hom toe te strewe.
Dis iets in ons om na hom toe te streef, om daardie ervaring te hê van die lewende God. En soos wat Petrus die sleutels gehad het, en hy het gesê, julle moet gedoop word, en julle moet julle self bekeer en gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus. Dan kan die Here jou vul met sy Heilige Gees. En dit is sy belofte, dit is sy wil vir jou. Dit is soos Jesaja toe hy, jy weet waar hy, 'n sekere koning in sy tyd wat hy gesien het, hierdie goeie suksesvolle koning, jy weet, en wat alles reg gedoen het, en hy het 'n wonderlike koninkryk gehad, en hy het sy mense goed behandel, maar tot hy op 'n sekere tyd in sy lewe gekom het, waar hy die plek van 'n priester wou inneem, en toe het hy God se woord geoortree, sy orde oortree, en toe die Here hom net daarso geslat met melaats. Jy weet, en daar moes hulle hom daar uitvat, en hy het, jy weet, hy het doodgegaan met daai melaats. En hierso het Jesaja dit gesien, want hy was beïnvloed deur hierdie koning, dat hierdie so goeie, selfgoeie, gerespekteerde man kan val. Jy weet, en wie is hy, en jy weet, hoe kan mense ons misluk, en jy weet, verander word, maar dit was vir hom 'n voorbeeld om te kyk, dat hy nie na 'n mens kyk, of na 'n aardse konings nie, maar dat hy na Jesus Christus moet kyk, die een wat nie kan verander nie, want God verander nie. Hy is die een wat ons nie kan teleurstel nie. Hy is die een wat daar sal wees en ons sal versterk. En hierdie koning was vir Jesaja 'n groot voorbeeld. Maar die Here het hom gewys, en hy het hom in die tempel ingebring, en hy het, jy weet, waar hy gebid het, en die Here het vir hom hierdie visioen gewys, sê, moenie jou oë op aardse mense vestig nie. Kyk na my. Kyk na my. So daai dors wat in jou is, broers en susters, moenie laat hierdie aardse dinge jou voed nie. Moenie laat daardie aardse goeders jou beïnvloed nie. Moenie laat daardie aardse dinge jou oorheers nie. Kyk na Christus. Kyk na God se woord, want dit is die een wat vir jou ewige lewe gaan gee. Wanneer jy God in sy persoon ontmoet, daardie ervaring wat jy saam met Jesus Christus het. En broers en susters, moenie daardie dors verwaarloos nie. Moenie daardie dors wat die Here in jou geplaas het om na hom toe te strewe, moenie laat dit eenkant sit nie. Moet dit nie nalat nie. Laat die Heilige Gees oor jou kom. Volg God se woord, volg sy wil. En jy sal iets sien wat gebeur in jou lewe. Jy sal 'n herlewing ondervind in jou lewe. Dit is soos daardie Amerikaners, 'n belangrike manne van Amerika wat, jy weet, toe die Welsh Revival plaasgevind het, paar jaar terug, jy weet, toe gaan hulle, want hulle wou ondersoek gedoen het, om te sien, waar is hierdie herlewing in die Wales, jy weet, waar is hierdie herlewing, ons wil dit gaan sien, ons wil dit ondervind, en hulle gaan toe, en jy weet, en soos hulle by die straat afstap, en hulle sien 'n sekere polisman, wat sy knippel so in sy hand draai, en jy weet, 'n geestelike liedjie sing, en hy prys die Here, en hier kom hierdie manne na hom toe, en hulle sê, jy weet, hierdie lyk nou 'n godsdienstige man, laat ons hom vra, waar is hierdie herlewing wat hulle so van praat, wat so ver gestrek het, en jy weet, en hulle roep hom, sê meneer, en hy antwoord, ja meneer, hy sê, ons kom uit die Verenigde State, ons ervaring van hierheen gekom het, om sogenaamd hierdie Walliese herlewing te ondersoek. Ons is dokters van teologie, ons wil graag weet, waar is hierdie herlewing, waar het vandaan gekom? En hierdie klein polisman antwoord, hy sê, meneer, julle het gearriveer, want ek is die Walliese herlewing. En dit is wat julle moet beklemtoon, broers en susters, dis wat julle moet uitlewe, om God se woord te verkondig. Julle is die herlewing. As jy ontmoeting met God het, en daai ervaring met die Heilige Gees, is jy daardie herlewing, wat jy kan uitgaan, en getuig aan mense daar buite, om te wys, dat die Here daar is. Moet hom nie miskyk nie. Baie mense het hom misgekyk in die dae van toe Johannes die Doper daar was, dat hulle hom heeltemal misgekyk het met sy eerste koms, dat hulle nie kon gesien het wat die woord van God gesê het nie. Moet hom nie in sy tweede koms miskyk nie. Want ewen daardie mense wat baie skrifgeleerdes, wat in daardie tyd is, hulle het dalk die Bybel van, jy weet, hulle die Ou Testament gebruik, maar van Genesis tot Maleagi deurgeken, hulle het dalk elke hoofstuk geken, hulle het alles geken, maar toe hy gekom het, toe het hulle hom heeltemal misgekyk, want hulle het nie gesien wat is die openbaring in sy woord nie, broers en susters, en so moet jy daardie honger en dorsheid wat God in jou het, laat hy vir jou sy woord kan openbaar, dat jy kan sien waar hy is.
En dit is so, broers en susters, die een wat jy die meeste voed, gaan oorwin. Om jou nog 'n voorbeeld te gee van tussen 'n duif en 'n kraai. 'n Kraai kan saad eet saam met die duif daar in die koringland, en hy kan daar lekker eet en dan gaan hy op 'n karkas en gaan eet daar lekker 'n stuk vleis en goeters, en dit sal hom nie pla nie, die kraai. Maar die duif kan dit nie doen nie. Die duif kan die koring net eet, hy kan die goeie eet, maar hy het nie 'n galblaas wat daardie stuk vleis kan verteer nie. En sodra hy daardie vleis sal moet eet, sal hy doodgaan, want hy kan nie daardie kos van daai dooie karkas kan hy kan dit nie in sy liggaam kan hy dit nie verteer nie. Hy kan nie daardie bitterheid vat nie. So is jy 'n kraai of is jy 'n duif? Aan wat voed jy? Voed jy aan God se woord Sondag en maar res van die week, dan eet jy die karkas van die vlees van die wêreld, dat jy eet hier en eet daar en jy doen die vleeslike dinge? Of is jy 'n duif van God, waar jy op God se woord voed, wat deur die week voed jy op God se woord, want jy weet, jy kan nie van daardie karkas eet nie, want dit gaan jou doodmaak. En broers en susters, net so voor ons sluit, jy weet, nog 'n mooi stuk in God se woord van Dawid, jy weet, in 2 Samuel 23 vers 15 tot 17 sê die woord vir ons, en Dawid het 'n begeerte voel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem, wat by die poort is? Toe het 3 helde deur die laar van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem, wat by die poort was, en dit gedra en na Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie, en hy het dit tot eer van die Here uitgegiet, en gesê, dit is ver van my Here, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed drink van die manne wat my lewensgevaar gegaan het, en hy wou dit nie drink nie. Die het die 3 helde gedoen. So, Dawid het hierdie begeerte gehad van daardie put by Bethlehem, van daardie water wat hy al voorheen gedrink het. Dalk in sy jonger dae toe hy 'n skaapwagter was, het hy die skape soontoe gevat en hy het van daai water gedrink. En toe hy nou in hierdie benoudheid was en in die laar van die Filistyne, het hy daai begeerte gehad. Van daardie lekker water, daardie wonderlike water uit daardie put. En daar was 3 helde wat dit gehoor het, en die begeerte van hulle koning, het hulle gesê, maar ons koning soek hierdie water, en hulle het geveg in die vyand se kamp, en vir kilometers dalk, of hoe ver hulle ook al was, het hulle deur die vyand gegaan en die vyand vernietig, om by daardie put uit te kom, om vir hulle koning daardie water te vat. En toe hulle vir hom daai water bring, toe wys dit ook, broers en susters, dat hy 'n groter begeerte gehad vir die Here, want hy het dit uitgegiet as 'n dankoffer vir God, vir ons Here Jesus Christus, as wat hy net vir sy fisiese, wat hy dit net wou gedrink het. Hy het dit met, broers en susters, dit sy grootste verlange was net meer as net Bethlehem water, maar dit was vir God homself. En dis kan ons so terug te bring na hierdie Psalm 42 toe, waar ons siel is dors vir God, vir 'n lewende God. So wat 'n dors is in jou vanaand, broers en susters? Wat 'n dors, as ons as Pinksters mense wat ervaring met God gehad het, waarheen is ons op pad? Wat 'n soort dors is in ons? Wat 'n soort dors is in my? Wat 'n soort dors is in jou? Waartoe is ons op pad? Moenie probeer om daardie Heilige Gees na God stil te maak nie. Want God is in ons. Daardie dors moet na hom toe gaan. Nie vir jou vleeslike behoeftes, begeertes nie. En voor ons gaan sluit, wil ek vir jou nog 'n storie vertel, om vir jou te help, dat jy daardie dors nie moet stil maak nie. Daar was 'n sekere man wat 'n prospekteerder was, wat goud gaan soek het in die berge, en hy was nie wel af en goeders nie, maar hy het gaan probeer goud soek en goeders, en op 'n stadium, toe vind hy baie goud, en hy kry daai goud by mekaar, en hy's op pad na die dorp toe, en hy het 'n hond by hom gehad, en hy gaan, en hy het begin droom, en hy dink, al my probleme is verby, ek gaan, 'n groot huis koop, en ek gaan al my skuld klaar betaal, want ek het nou hierdie sak goud. En soos hy gaan, en op 'n sekere stadium,
moes hy kamp opslat en hy gaan, hy gaan nou daar slaap voor hy nou verder gaan, weer die volgende dag, wat hy verder gaan na die dorp toe, maar nou slaap hy so en hy hoor sy hond blaf en blaf en hy gaan uit en hy skree op die hond en dan stop die hond weer en daar gaan hy weer terug, probeer weer slaap en so 'n paar minute probeer hy weer slaap en daar begin die hond weer blaf en hy gaan weer uit en hy skree en hy raak geïrriteerd met die hond wat so blaf en hy probeer maar weer gaan slaap en hier gaan die hond en hy blaf en tot hierdie prospekteerder nou genoeg gehad het. Hy gryp sy halgeweer en hy gaan en hy skiet daardie hond en hy gaan slaap weer. Maar min het hy geweet dat daar agter die bosse was die vyand wat vir hom gewag het en vir hom geloer het, sodat hy moet vasgeslape is. En daardie nag het daardie vyand hom doodgemaak. En so wil ek vir jou sê, broers en susters, net om 'n illustrasie vir jou te gee, is die Here binne ons en hy waarsku ons en hy waarsku ons en hy waarsku ons. Gaan ons moeg raak en geïrriteer word en daardie stem, daardie blaf, wat soos daai hond wat geblaf het om daardie man wakker te hou, gaan jy daardie stem, wat die Here, daardie sagte stemmetjie wat hy vir jou fluister en sê, volg my woord, voet aan my woord, moenie hierdie vleeslike werke wat jy so na strewe, moenie dit vervul nie, moenie dit agter daardie begeertes aangaan nie. Nee, volg God. En soos wat die skrif sê ook in Matteus 5:6 sê, salig is die wat honger en dors is na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Johannes 7 sê vir ons 37 en 38, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So kan ons sien, skrif na skrif en skrif, waar die Here hierdie lewende water is. Hy wil hê, jy moet daardie dorsheid wat binne in jou is, moet jy vul met hom, broers en susters, sodat jy kan ewige lewe uitgee. Openbaring 7:16-17 sê vir ons, hoofstuk 7 vers 16 en 17 sê vir ons, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal al hulle trane van hulle oë afvee. Wat 'n belofte is dit, broers en susters, dat ons saam met die lam gaan loop, vir ewig en ewig. Ons gaan nie meer honger en ons gaan nie meer dors hê wanneer ons daai kant is nie. Ons is nou honger en dors met God se woord, en ons moet dit nou vul, sodat ons nie daai kant hoef ooit weer honger of dors te wees nie. En met die laaste skrif om af te sluit, Openbaring 21 vers 6 sê vir ons, en hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Hierdie woord, broers en susters, is verniet. Jy kan dit glo met enigiets wat binne in jou is. Jy hoef dit nie te betaal nie, jy hoef nie jou pastoor te betaal om ewige lewe te kry nie. Jy kan dit verniet glo. Die Here het op die kruis gehang vir ons sondes. Hy het gesterwe vir ons. Hy het sy gees vir ons gestuur, sodat ons vir die buitewêreld kan wys dat hy lewe. Dat sy woord deur ons, deur die Heilige Gees, sy woord kan manifesteer, sodat ons kan fonteine wees van water wat stroom. Want daar's iets binne in ons wat babbel met die goeie woorde van God, die goeie evangelie, sodat jy, die sondaar, kan ewige lewe kan kry. En so wil ek my broers en susters 'n klein boodskap van dorsheid vir God. En waar ook al jy dalk hierdie boodskap luister, glo ek en vertrou ek dat die Here jou lewe sal aanraak, dat hy jou hart sal aanraak, dat daardie beheersing wat binne in jou is, dat jy die regte keuse sal maak, dat jy sal strewe na met die gees en met die siel wat binne in God in jou geplaas het, dat jy na die waarheid toe sal strewe en dat jy die werke van die vlees sal eenkant sit en sê, vandag is die dag, soos Josua gesê het, ek en my huis sal die Here dien, en ons sal God volg op sy woord. Kom ons bid saam.
O dierbare Hemelse Vader, Here Jesus, ons wil dankie sê vir u woord. Ons wil dankie sê, Here, dat u 'n dorsheid in ons geplaas het, wat net u kan vervul, Here. Net u kan daardie begeerte, daardie behoefte wat ons in ons siele het, u is die enigste een wat dit kan vul. En so bid ek en vra ek, Here Jesus, vir elke persoon, vir elke familie, vir elke broer en suster wat hierdie boodskap sal luister en wat nog gaan luister, Here, dat u hulle sal vul met u Heilige Gees, dat ons waterstrome en fonteine kan wees vir die koninkryk van God, Here, dat ons die vlees se werke kan eenkant sit, Here, dat ons dit, wat daardie teenstryd tussen die vlees en die gees, wat daar is, Here, dat ons die vlees sal eenkant sit, en dat ons kan oplig en opstrewe na u toe, Here, want u is die een wat vir ons ewige lewe gee, Here. Dankie vir u woord, Here, dankie dat u vir ons lief is, Here, dankie dat ons oor u woord kan gesels, en dat ons u woord kan verkondig, en dat ons die goeie nuus vir die mense kan vertel, dat u nog steeds dieselfde gister, vandag en altyd is, en dat u nie verander nie, en dat u nog steeds, daardie dors wat in ons is, dat u het nog steeds kan vul. Dankie vir u liefde en genade, Here. Seën asseblief elke broer en suster, vir elke kind reg oor die wêreld, Here. Seën ons, Here, bewaar ons, hou ons veilig, vergewe ons, Here, en gebruik ons vir u koninkryk, dat ons u woord kan verkondig, dat ons u woord kan uitsprei, en dat ons daardie laaste siel kan wen vir u koninkryk, Here, dat ons kan huis toe gaan. Ons is lief vir Here, ons prys u wonderlike heilige naam. Gaan verder met ons, Here, vir ons vra dit alles in u wonderlike naam, in Jesus Christus. Amen en amen. Dankie broers en susters, tot 'n volgende keer. Ons glo en vertrou dat die Here julle ryklik sal seën. Amen.